Ek het verjaarsdae gehaat. Kon dit nie vat om 'n verjaarsdag te kry nie. My hele kinderlewe voel dit vir my ek het nooit 'n lekker verjaarsdag gehad, het altyd iets slegs gebeur of 'n maatjie het nie opgedaag nie of ek het een of ander hartseer oomblik beleef met verjaarsdag of ek het nie 'n geskenk gekry wat ek graag wou gehad het nie. Hoe ook al dit sou uitloop, verjaarsdag was net nooit vir my lekker nie. Toe ek ouer raak, het verjaarsdag vir my geleentheid geraak om te drink en so dronk te raak as wat ek kon raak. In elke oomblik geleentheid gesoek. Elke ander se verjaarsdag het sommer myne ook geraak, want verjaarsdag was vir my 'n geleentheid geweest om maar net te drink. En soos ek ouer geraak het, het ek minder begin omgee oor verjaarsdag. En toe kom ek tot bekering. Hier is toe waar ek nou eers niks oor 'n verjaarsdag hê, want toe kon ek nie in die Bybel enige plek vind waar verjaarsdag gevier was nie. Nou ja, ons kan sê Jesus was gebore en toe hy gebore word, toe het wyse manne vir hom geskenke gebring en hulle het sy geboorte gevier. Ek verstaan dit. Maar na dit sien jy nooit weer enige verjaarsdag gevier, nie apostel, disipel, niks nie. Ek kon in die Bybel 2 plekke kry waar iemand verjaar het. En altyd die plekke was goddelose mense gewees. En op hulle verjaarsdag was dit dronkpartytjies en orgies gewees waar mense met mekaar seks gehad het. Een van hulle was Herodes en die ander ene was Farao gewees. En hierdie 2 ouens is die enigste 2 ouens in die Bybel wat ek kon kry om verjaarsdag te vier. So nou is ek bekeer, nou waar ek nog maar nou 'n verjaarsdag, baie goeie rede vir my om geen verjaarsdag te vier nie, want verjaarsdag is nie van die Here af nie. Tot en met een dag. Eendag staan ek in die gym en ek oefen en net ek en 'n ander vrou is in die gym in Appington. Ek ken die vrou van geen kant af nie en ek tel die gewig op en toe ek die gewig optel, hoor ek in my gees die Here sê vir my die 13de Maart. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek dink toe, joh, dis weer 13de Maart, nou probeer ek uitfigure. En ek besef toe, maar is nie vir my nie, dis vir hierdie vrou. En ek stap oor na haar toe en ek sê vir haar, hey, wat beteken die 13de Maart vir jou? En toe ek dit vir haar sê, toe sê sy, dis my verjaarsdag. Dus ek van, no way, dis jou verjaarsdag. En nou weet ek wat om te sê volgende, ek weet nie wie's meer geskok, ek of sy, dat ek iets so akkuraat kon gehoor het by die Here, iemand se verjaarsdag nie. En in die oomblik sê die Here vir my, sê vir haar, ek celebrate haar verjaarsdag. Ek sê vir haar, hoor hierso, ek weet nie hoekom hierdie nie, maar ek voel vandag die Here sê, hy celebrate jou verjaarsdag. Jou lewe is so belangrik en God is so dankbaar dat jy gebore is. God het 'n plan met jou lewe op aarde en hy celebrate net verjaarsdag. En sy begin huil, sy sê vir my, sy het nooit in haar lewe 'n goeie verjaarsdag gehad nie, voel niemand gee om nie. En hier kom die Here en hy kom affirm haar in daai plekkie van haar lewe wat sy swaar trek op verjaarsdag. En van daai dag af besef ek, God celebrate verjaarsdag. Of jy dit nou in die Bybel sien of nie, God celebrate verjaarsdag. En my vrou is incredible met celebrations. Sy celebrate die rook uit my op verjaarsdag. Dit was my so moeilik in die begin gewees van ons huwelik. Ek wou nie gehad het 'n geluk, 'n groot partytjie. Ek hou nie, dan reël Nadia vir my 'n surprise birthday party. Dan sit op die einde vir my baie lekker gewees, want al my pelle was daar gewees. Maar ek het net nie van die idee van 'n verjaarsdag gehou nie. En van daai dag af love ek verjaarsdag. My vrou celebrate my, ek celebrate haar, ek celebrate ander ouens. Want God celebrate jou lewe. Jou lewe is so kosbaar vir die Here dat hy dit celebrate. Dit is Sefanja 3 vers 17 sê God dans oor jou lewe. Hy dans oor jou lewe. En as jy vandag hier sit en jy sê ja, maar dit voel nie die Here is lief vir jou nie en niemand gee om oor jou nie en jy weet nie eintlik wat moet doen nie. Hey, ek wil net vandag vir jou sê God celebrate jou lewe. Jou lewe is so kosbaar. As dit net jy op aarde was, sou Jesus nog steeds gekom het want jy is kosbaar. So ek weet nie of die vandag dalk jou verjaarsdag is of was of hierdie week moet kom nie, maar ek wil net jou lewe celebrate vandag in Jesus se naam. Vader, ek dankie vir elke persoon wat hier luister en kyk. Ek is so dankbaar dat hulle kyk en luister en dat hulle gebore is. Dankie dat U hulle lewens celebrate, dat dit die bloed van Jesus werd is. Dankie Jesus dat U 'n plan met hulle lewe het. Dankie dat U hulle liefhet en dat U hulle wil sien in alle heerlikheid, geklee met U heerlikheid in Jesus se naam. So Vader, ek dank U net nou in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier luister. Dankie Jesus dat U hulle lewens celebrate, dat hulle lewe die moeite werd is om te lewe. Dankie Here dat U hulle raak sien, dat U juig oor hulle lewe, dat U dans oor hulle lewe, dat U 'n plan het met hulle lewe. En Vader, dankie Jesus, dat as dit net hulle was, dan sou U steeds gekom het aarde toe en 'n dierprys met U eie lewe betaal het, sodat hulle en U weer een kan wees. In Jesus naam bid ek vandag dat elke persoon wat hier luister of kyk, wat dalk U nie ken nie, dat hulle U toe sal kom en sê, Here, ek ken U nie, maar ek wil U ken. Heilige Gees, dat U hulle sal oorweldig met liefde, tasbare teenwoordigheid, in die naam van Jesus. Amen.